Phillips, Craig en Dean met Great I Am is Groot FM 90.5. Dit is 'n Woensdag en dit beteken jou mense, my mense is op pad. Maar ons moet eers hoor wat vandag se storie is. Jean-Pierre Schnell het vir ons 'n e-pos gestuur oor sy pa Heinz wat onlangs met glaukoom, katarakte en albei sy oë gediagnoseer is. Sy toestand het so erg versleg dat hy nou daagliks met konstante, ondraaglike pyn leef en met elke dag wat verbygaan, verswak sy sig al hoe meer. Jean-Pierre skryf om my pa, die man wat nog altyd sterk was vir ons, deur hierdie lyding te sien gaan, breek my hart op maniere wat ek nie ten volle kan beskryf nie. So net hierna ontmoet ons vir pa Heinz en sy oudste dogter Nikki. Jordy Cole met Headed My Way, Groot FM 90.5, Woensdag, wat beteken jou mense, my mense, en soos wat Nini gesê het, net voor die breek, saam met ons vandag in die ateljee, pa Heinz en sy oudste dogter Nikki. Welkom julle. Hallo. Dankie. Hoorie Nikki, jy is een van 5 kinders en jou boetie JP, hoe hy van jou pa praat in die e-pos wat hy vir ons gestuur het, is so spesiaal. Maar vertel jy vir ons van die man wat jou pa is? My pa is 'n baie goeie mens. Hy het nog sy hele lewe lank baie hard gewerk om alles bymekaar te hou. Hy doen alles wat hy kan vir sy kinders en waar hy kan. So wanneer hy hulle die hulp nodig het, dan is ons ook daar vir hulle. En vir my pa. En JP sê jou ma hou die hele gesin emosioneel Ja, bymekaar. sy is ons care bear. Sy is almal se care bear en hou alles bymekaar, ja. Want ek dink is nogal 'n besige storie. So Ja, groot dit kan gesin, hè. wees. Met al die kinders, ja. Dit kan nogal wees. Heinz nou, hoe voel dit nou vir 'n pa om te hoor, jy weet, jy het nou so swaar groot gemaak aan hierdie kinders en hulle wil heeltyd goed hê en dinge doen. Ou raak uitgeput man, maar hoe voel dit om te hoor, jy weet, hulle waardeer dit daarom en hulle praat so mooi oor hulle pa. Nee, ek is baie dankbaar daaroor. En ek het die 5 beste kinders wat daar is. Hulle staan by ons al hierdie tyd wat ons gesukkel het en so voort. Ja, en Nikki help my nou nog steeds. En Nee, ons is 'n baie goeie, regte gesin. soos wat dit vir my klink, dra elke kind op sy eie manier by om te help, maar ons gaan nou daarby kom. So, Heinz, jy is onlangs gediagnoseer met glaukoom en katarakte in albei jou oë. So, Nikki, wanneer het julle begin agterkom iets is fout en hoe lank is dit nou al amper besig om julle lewens te beïnvloed? Dit is nou al 'n paar maande wat dit so gaan. Ek was nog nie ten volle bewus van dit nie. En toe was ek ingelig. So dit is nogal moeilik om te weet dis die man van die huis en die pa wat altyd daar is en nou dit raak net al hoe moeiliker vir hom want hy sukkel. So dit raak 'n mens nog aan om te sien hoe dit aan hom vat as mens en as pa van almal. So, Heinz, was jy nou daai tipiese Afrikaanse man? Ons praat nie oor ons kwale en wanneer dinge ons begin aanvat nie en jy het vir niemand gesê, hoor jy, iets is nie lekker nie. Hoe beïnvloed dit nou jou dag tot dag en wanneer het jy besluit, hoor jy, ek moet nou vir iemand sê, hierdie raak nie meer lekker nie? Ek het eintlik laas jaar Oktober begin. En ek tog maar so ooginfeksie. En op die regter oog en toe het ek maar net druppels gekry en goed. Maar het so verswak tot Ashley, my jongste dogter, my eintlik forceer het na oogspesialist toe. En as hulle nou gesien het is glaukooma en dan die katarakte. Hulle het wel die glaukooma nou onder beheer, maar die katarakte plaas, so my sig en my regteroog is baie sleg. En dan jou dag tot dag, hoe beïnvloed dit alles wat jy nog moet doen? Ja, nee, dit is erg. Nikki help my gelukkig baie, so sy doen baie van my werk. Kyk, En as jy sê werk, kyk, ons installeer batterye en goed. So dit maak dit moeilik, so ek kan nie eintlik meer sien die ouers en daai goed nie. en jy moet baie rondry ook vir jou werk, nee. En dit kan ek nie doen op die oomblik. en ek neem aan vir veiligheidsredes moet jy kan sien waar's positief en negatief. Dis wel vir ek was. Jy sien, Okay, Nick, so jy het 'n kar. Yes, ek was baie gelukkig. Ja, so jy ry nou jou pa rond, jy help hom
Yes. met sy werk om die werk gedoen te kry sodat die salaris Ja. die gesin nog kan onderhou, nê? Van Okay. punt A tot B en dan help ek om dit installeer. So Het jy geweet hoe om batterye te installeer voor hierdie my pa het my storie? geleer. En nou hoor ek jy help nog uit met jou boeties. Ook. Ja, met die transport, ek sal hulle ook help aflaai, kry by die werk. Ja, want party studente en party werk, maar almal kort 'n kar. Yes. Okay. Ja. Okay, so Almal jy's nou kort die natuurlik 'n kar. familiesjouffeur. Yes. Okay. So ons weet julle het 'n bietjie gaan aanklop by 'n paar mense wat ons ook darm redelik goed ken en ons sal 'n klein bietjie later hoor, jy weet, wat was die prosedures wat julle deurgegaan het en jy weet wat is nou die uitkoms waarvoor ons almal hoop, maar ons is terug saam met Heinz en sy oudste dogter Nikki net hierna. Josh Bessel met May It Be Unto You, Groot FM 90.5, 24 minute oor 7 ontbyt met Dopie en Nina se Woensdag en is jou mense, my mense saam met ons in die ateljee vanoggend is Pa Heinz wat ons sopas uitgevind het. Jy ben 'n Duitser. Klein Duitsertjie. En sy oudste dogter Nikki wat saam met ons is. So, ons het nou gehoor niks, jy's nou jou pa se sjauffeur en jy doen basies sy werk vir hom want Heinz, jy kan dit nie meer doen nie want jy kan nie sien nie. So hoe voel dit om so afhanklik te wees van Nikki en van jou ander kinders ook om te help bydra aan die gesin aan die gang te hou? Dit is eintlik 'n baie groot frustrasie. Ek hou maar van eintlik om my werk self te doen. Maar ek waardeer haar hulp. Sy doen 'n goeie werk. Dit was baie frustrerend. Nikki, jy sê julle is bietjie deur 'n moeilike tyd. Ja, dit is 'n dit was 'n moeilike tyd en is nog steeds. Maar die groot ding is die familie moet saam staan en dit is wat ons probeer doen. Is om mekaar te ondersteun en by mekaar te wees. En toe het julle darm nou gaan 'n bietjie aanklop by sy's baie bekwam, Dr. Katie Rafferty, né? Nee? Julle het haar gaan sien vir 'n konsultasie. Wat het toe alles daar gebeur? Ek was nie teenwoordig met dit nie. Okay. Ek seker jy was daar, Heinz. Ja. Ek het maar al die toetse gedoen. Sy is Pike. En sy is 'n baie nice persoon. Sy's lieflik. Ja, eintlik. So het sy toe beamoen wat die oorspronklike diagnose is en wat het sy toe nou nog gesê? Kyk, ek moet my eerder nie bestuur nie. En dat ons dit verder sal vat. En dat sy myself probeer. Het sy jou nou regtig gelos nou met dit? Dat ons dit nou maar moet verder vat. Geen verslaan nie, niks. Hoor hierdie is die plan vorentoe, niks nie. Sy het gesê sy gaan so net skakel en alles met haar reël. Okay. So Sunay die antwoorde. Maar maybe aangesien Sunay al klaar die antwoorde het, sal dit nou vir ons 'n goeie idee wees om sommer met Dr. Katie te gesels na die breek. Kom ons doen dit. Okay, so ons is terug met Dr. Katie dan nou net na die nuus. Bietjie Teens Jordan met Skankspel, Groot FM 90.5. Ons moet maar 'n bietjie laat speel want Heinz het gesê hy hou nou nogals van Teens. Ja, as hy nie oompa musiek luister nie. Ja. Ek wonder of jy nie 'n paar van sy liedjies moet sing nie. Jy het ook nogal 'n dieperige stem daar, Heinz, hè? Ja, dit is so. Ja, ek het dit al gehoor. Ons moet jou dalk vra om 'n paar goedjies op te neem vir ons hier by die radiostasie. Ja. Maar net die kwaai goeters want julle Duitsers skree mos heeltyd so. Nee eintlik. Ek dink Heinz het nou al sy woorde opgebruik hierdie oggend op radio. So saam met ons in die ateljee is Pa Heinz en sy oudste dogter Nikki. Ons het 'n bietjie gehoor oor die glaukoom en die katarakte waarmee hy gediagnoseer is en ons het laas vir jou gesê dat net Sunaytjie het al die inligting, maar hulle was wel na Dr. Katie Rafferty toe om met haar 'n konsultasie te gaan doen. En toe sê ons sal terugkom en dan sal ons met Dr. Katie gesels. So sy is saam met ons op die lyn. Dr. Katie, how are you? Hello guys, nice to speak to you again. I'm becoming a regular. It's wonderful. Know. You can have a spot. You can do the traffic on our show if you want. I don't know. I don't think you want that. So Katie, you saw Heinz for a consultation, and can you tell us a little bit about what you found and what needs to be done?
Yeah, so basically he's got very significant cataracts. He's actually lost about 60% of his vision already from the cataracts. But otherwise, I mean, he's got the glaucoma, but I think with the right drops, we can definitely manage that, and it's still quite early on. So these cataracts are the biggest impairment to his vision, and I think if we could sort that out, it would make an amazing change to his vision. And how necessary or how important is time? Are we racing against time? No, we are definitely. The reason is, I mean, Heinz is a sales rep. He needs his eyes. The longer we wait, the more difficult the surgery gets. Okay. And they're thick and they need to be taken out. Yeah. So I know there's a lot of costs that goes with an operation like that, but you are amazing. So do you have any news for us on that front, Katie? Well, yeah, no. So me and my Irish team, as well as my Anita. Oh no, Katie. Katie. Sorry, no, the so we hospital lost you. costs. Yes. Okay, wait. You have to start again. No. You and your Stand team. still, Katie. Okay, excuse Yella. Okay, yeah, no. So me and my team at the iWish and my anaesthetist, we will do the operation and all of that for free. Oh. All we need to do is cover the hospital costs at Joburg Eye where I operate. Okay, and what does that amount to? So that my best price we can do is 33,000 Rand. So it's a lot of money, but yeah, that will cover all the hospital costs. It is a lot of money. Het julle 33,000 rand wat rond lê? Nee. Oh man. Well, you know, if you think about these costs of these operations, I like know. Nina said, it's already a massive discount that you're doing it for free. So, Dr. Katie, thank you so much. We now know what the diagnosis is and what the plan is going forward. And I think it's the first that Heinz has also now heard of, you know, what the treatment plan should be and what we're going to do next, because apparently Sinead knows everything. Okay, Katie, so we also, except for you being a friend of the show and the radio station, we've got other friends, and one of them is on the line, Henny Steyn van die Round Table. Môre, Henny. Môre julle, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie, met jou. Nee, kan nie kla nie. So, ons het nou vanoggend met Nikki gesels en klink my haar ou karretjie is die een wat die hele familie rondry en ook vir Heinz, en ek het nou gedink sy gaan bietjie moan want ek hoor die karretjie doen nie so great nie, maar sy het niks daarvan gesê nie. Hy is reggemaak, hulle het hom reggemaak. So, Henny, julle het Nikki se karretjie waarvan die hele gesin afhanklik is, ingestuur. Vertel ons gou wat het gebeur en vir wie wil julle dankie sê? Man, ja, ons het gehoor die karretjie sê 'n bietjie probleme en dat die wiele nie lekker is nie. En ons het toe gepraat en met vriende wat ons ken, die Roundtable. Nee. Net as hulle die goeie nuus wil deel. Ekskuus, sorry julle. Staan jy ook stil, Henny? Nee, ek staan stil. Dis 'n oproep wat deurgekom het. Ekskuus. Nee, ons wil net baie dankie sê aan D&J Workshop in Centurion, aan Dani en sy span wat gehelp het om die karretjie reg te maak, en dan wil ons ook net baie dankie sê aan Lawrence en sy span van Tire Mart Pretoria Noord wat uitgehelp het met die karretjie. Ons weet hoe belangrik is dit, jy weet, vir 'n kar om rond te ry en vervoer te hê. So dankie aan hulle wat uitgehelp het om die karretjie op en reg te kry en weer kan verder ry. Oh, dis ongelooflik. Het jy nou daai kar al teruggekry? Ek het. En? Ek moet nog die tyres gaan doen. Ek kon dit nie maak gister nie. Ja. Hulle Jy kry splinter nuwe tyres. Splinter nuwe tyres. Ek is uit my vel uit bly en so dankbaar vir almal wat ingestaan het om my te help. Ja, maar moet nou nie gaan donuts doen weens sulke goed burn-outs en stuff Nooit met die nie. nuwe tyres nie, hoor jy? My kar is my trots. Henny, dis ongelooflik. Dankie dat jy daar ingegryp het, en ek dink dit bring baie verligting, né, Nikki? Baie. Weet jy maar, soos wat ek die Roundtable ken, Nens, dis gewoonlik amazing, en dan is daar nog 'n bietjie amazing bo op dit, is dit nie? Ja, en Dr. Katie luister, en Henny, jy het nog amazing wat jy wil deel. Ons het, ja. Ons wil baie graag vir Heinz uithelp met die hospitaalkostes van Roundtable Pretoria 136.
En ons wil graag daai hospitaalkoste dek met die R33,000. Fantasties. Heinz, Ek weet nie wat om te sê nie. Ek is baie dankie. Heinz het eintlik al hier ingeloop toe jy nie geweet wat om te sê nie. Dis waar. so Dr. Katie, the round table can take care of those costs. So when can we send Heinz for his operation? No, that's amazing. So we're looking at the 27th of July. I hope he doesn't have anything on. Sy oop. Yes, definitely. Thanks, Dr. Katie. Katie, thank you so much for everything that you do. It's absolutely always just a pleasure, and we know you share our vision and our heart for the people as well. So thank you for always being there and willing to help. En dan Henny, julle daar by die round table, ons kan nie vir julle genoeg dankie sê nie. Julle is ongelooflik. Man, dis net 'n plesier en ons is altyd dankbaar om te kan help. Okay, julle. Dankie vir dit, hoor. Ek sien die trane van blydskap loop. My dogtertjie vra altyd hoekom huil jy, dan sê ek dis trane van blydskap. Ja, Hoe voel dit? ek weet nie. Heinz, jy gaan kan sien een van die dae. Dan kan jy weer jou selfstandigheid terugkry. Dit beteken vir my so baie, en baie dankie vir almal wat bereid is om te help. Ek waardeer dit opreg. Wel, ons kan net dankie sê natuurlik aan julle wat vir ons Jean-Pierre natuurlik wat vir ons die e-mail gestuur het en vir ons die storie gestuur het, en dan Nikki, dankie vir alles wat jy doen vir jou dad, en dankie dat julle die storie kom deel het, Heinz, en dan natuurlik ons amazing vriende Dr. Katie Rafferty wat altyd net bereid is om te help, en mense soos Henny hulle en die ouens van Roundtable 136 ook altyd daar reg om te help, en jy weet ons kan altyd op hulle knoppie druk. So En ons sien uit om weer in te check, Heinz, en te hoor hoe gaan dit na jou operasie. Dis een van die dae. Ja, enige tyd. nou los ek julle net met jy spin nie daai tyres nie. Never. En jy kyk nie na goed wat jy nie moet kyk nie, hoor jy, Heinz? Na die operasie. Sal wat ek vir jou sê. Ja, 100. Ons gaan nie hierdie operasie weer doen nie, ons doen hom een keer. Dis jou mense, my mense vir vandag. As jy hom gemis het, gaan kyk na die tyd op YouTube weer gerus daarso op die Groot FM 90.5 YouTube kanaal.